Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 15de Februarie 2026. Ons erediens waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees vandag uit Micha 6 en die tema van sy preek, doen wat goed is vir die Here. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 147, daarvan verse 1 en 5. Laat voor die Here lofsang rys, hoe goed is dit om God te prys. Hoe lieflik om die lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring. Want hy wil ons in guns aanskou. Hy wil Jerusalem herbou en Israel wat verstrooid nog swerf versamel op die heilige erf. Psalm 147, verse 1 en 5. Daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe,
selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 130 verse 1 en 2 en daarna bid ons saam. Ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, as U die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? Maar nee, daar's vergewing altyd by U gewees, en daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees. O Here, ja, ons skiet ver te kort. En daarom kom ons in ons kleinheid en nederigheid ook vandag hier voor U. En vra weer dat U ons in genade sal aansien. Nou Here, ons weet ons kan dit doen, want daar is nie 'n einde aan U genade nie. Die liefde is onbeskryflik groot. Ja, Hy is die almagtige God wat steeds bemoeienis maak met ons. En ons dank U daarvoor. Ons dank U dat U ons ook hier byeen geroep het om gevoed te word deur U woord. Here, daarom vra ons ook as ons nou daarna gaan luister, werk deur U Gees in elkeen van ons se harte. Spreek tot ons. Verander ons.
dat ons, as ons hierdie week ingaan, dat ons alles wat ons doen, so sal doen, dat dit tot U eer sal strek. Dat dit gelykluidend met U woord sal wees. Here, ons kan dit alleen doen as U ons te hulp kom. As U vir ons wysheid gee, wysheid om U te dien en te eer. Ook die krag en energie. Dat ons ook geleenthede sal raak sien, om die blye nuus die evangelie uit te dra in hierdie donker wêreld van ons. Here, ons vra ook altyd dat U ons sonde sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Terwyl ons so sit, sing ons nou saam Psalm 139 vers 1 en 12 met 'n oog op die skriflesing. Ons luister volgende na die woord van die Here, soos vir ons opgeteken staan in Micha 6. Micha 6, daarvan die hele hoofstuk. Vers 1. Hoor wat die Here sê, maak klaar, roep die berge as getuie, laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here het. Die Here het 'n saak teen sy volk. Hy het Israel aangekla. My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my. Ek het jou uit Egipte gebring, ek het jou uit die plek van slawerny gered, ek het vir Moses gestuur om jou te lei, ook vir Aaron en Miriam. My volk, dink aan die planne van koning Balak van Moab en van Bileam seun van Beor hom geantwoord het. Dink aan alles tussen Sittim en Gilgal en weet dat die Here julle die oorwinning laat behaal het. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan, met jaaroud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eerstgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom, vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Die Here roep die stad, luister leier en julle almal wat aanhou roof. Goddelose plek, moet ek die verkeerde maatlyn bly verdra?
of die vals inhoudsmaat wat ek so haat? Moet ek die eienaar van 'n onbetroubare weegskaal vryspreek, een met 'n sak vol vals gewigte? Die stad se ryk mense pleeg geweld, sy inwoners lieg en hulle bedrieg. Daarom het ek jou begin straf. Ek het jou begin verwoes oor jou sondes. Jy sal eet en nie genoeg kry nie. Jy sal honger bly. Jy sal geboortepyne hê, maar nie 'n kind in die wêreld bring nie. En wanneer jy 'n kind in die wêreld bring, gee ek hom vir die swaard. Jy sal saai, maar nie oes nie. Jy sal olywe pars, maar jou nie met olie insmeer nie. Jy sal druiwe pars, maar nie wyn drink nie. Jy het Omri se reëlings nagekom, gedoen wat Agab gedoen het. Hulle raad gevolg. Daarom sal ek jou verwoes. Ek sal jou inwoners se bespotting maak. Jy sal my volk se vernedering moet dra. Tot sover. Lees weer vers 8. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Daar's 'n vraag wat diep in elkeen van ons se harte leef, al spreek ons dit nie altyd hardop uit nie. En dit is die vraag, wat moet ek doen wat vir die Here goed is? Wat moet ek doen sodat God tevrede met my sal wees? Wat moet ek doen sodat hy my goedgesind sal wees? Maar indirek kan hierdie vraag van ons dan lei tot 'n verkeerde siening van ons geloof en godsdienstbeoefening. Want al die uiterlike handelinge kom ons nog na, ja. Ons woon nog so hier en daar die eredienste by. Ons gee so dan en wan nog 'n bydrae en dan is ons tevrede met onsself. En kan ons maar die res van die week gaan doen net wat ons wil. Ons het dan mos gedoen wat goed is. Dan het ons mos ons plig gedoen en ons hoef niks anders of meer te doen nie. Ons dink dan dat dit goed genoeg vir die Here is. So asof die Here nou vir ons iets skuld, want ons het mos ons deel gedoen. Maar broers en susters, is dit vir die Here goed? Daardie vraag het ook in Micha se tyd geleef. Die profeet Micha tree op in die mees welvarendste tyd van Israel se geskiedenis. Alhoewel die noordelike ryk van Israel, die sogenaamde 10 stamme ryk, reeds deur Assirië weggevoer is as gevolg van hulle volharde sonde, leef Juda voort asof daar niks gebeur het nie. Daar is uiterlike welvaart. Die tempel staan nog. Die offers gaan voort. Ja, die uiterlike skyn van die godsdiens is daar. Maar intussen is die samelewing deurtrek van sonde. In Micha 6 vers 9 tot 12 het ons gehoor van roof, verkeerde maatlyne, valse gewigte, bedrieglike inhoudsmate. Daar word geweld gepleeg, mense lieg en bedrieg mekaar. Die rykes by die armes uit en die leiers en gewone burgers is saam skuldig. Tog gaan hulle daarmee aan asof daar niks verkeerd is nie. Amper asof hulle reken, ja, die tempel is nog daar. Ons bring ons offers. Dan kan ons maar die res van ons lewe leef soos wat ons wil. Hulle skei dus hulle godsdiens van hulle alledaagse lewe. En dit is teen hierdie agtergrond dat die Here in Micha 6 'n hofsaak teen sy volk begin. Hy roep die berge en die heuwels as getuies. Die hele skepping moet dit hoor. Dis nie 'n geheime saak nie. Dis 'n openbare regsgeding. Ja, die skynheiligheid van die volk sal aan almal geopenbaar word. Maar merkwaardig genoeg begin die Here nie met 'n lys van beskuldigings nie. Hy plaas homself as ware in die beskuldigingsbank. My volk, wat het ek julle aangedoen? Waarmee het ek julle moeg gemaak? Antwoord my. Wat 'n aangrypende toneel.
Die heilige God wys die volk nie op die onreg wat hulle pleeg nie, maar vra, wat het ek verkeerd gedoen? Het ek jou liefdeloos behandel? Het ek jou nie verlos nie? Het ek jou nie gelei nie? Ja, as dit maar waar was, het die volk rede gehad om ongehoorsaam te wees. Maar dan herinner die Here aan al sy dade, die uittog uit Egipte, die leiding deur Moses, Aaron en Miriam, die beskerming teen Balak en Bileam, sy leiding van Sitem af tot by Gilgal. Met ander woorde, die Here was getrou, hy was goed, hy het verlos, hy het beskerm, hy het gelei. Dis as daar ontrouheid is, lê dit nie by die Here nie. Nee, die volk van God moes weer hoor dat hy getrou was en getrou is. Wat hy regtig vir hulle gedoen het. En dit moes hulle bring tot dankbaarheid. En die Here verwag 'n antwoord. Hy vra, antwoord my. Maar hoe antwoord sy volk? Die volk besef hulle kan nie die Here beskuldig nie. En dan kom daar 'n vraag op hulle lippe. Waarmee sal ek voor die Here kom? Wat sal ek saamvat as ek voor die Here kom? Moet ek met offers kom? Met jaar-oud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar, 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde? Let op die patroon. Meer, beter, groter, as wat die Here ooit gevra het. Nie 8 dae oue kalf nie, 'n jaar oud kalf. Nie 1 ram nie, duisende ramme. Nie 'n paar liter olie nie, 10.000 liters. En uiteindelik selfs my eersgeborene kind, wat God nog nooit gevra het nie. Dit klink indrukwekkend. Dit klink opofferend en dit klink of die volk ernstig is om hulle verhouding met die Here reg te stel. Ja, as hulle soveel meer en beter en groter bring as wat die Here vra, dan sal die Here hulle tog seker vergewe. Hy sal mos nie sulke offers van die hand wys nie. Dit sal beslis vir die Here goed wees. Maar broers en susters, dit is nie wat die Here wil hê nie. Die volk dink in terme van ruilhandel. As ek genoeg gee, sal God tevrede wees. As ek groot genoeg offer, sal hy vergewe. As ek die prys betaal, dan kan hy mos nie nee sê nie. Dit klink na voorspoedsgodsdiens. As ek dit of dat doen, dan sal die Here my seën in ruil vir dit wat ek gedoen het. Broers en susters, dis arrogant. Maar is ons anders? Ons dink dalk nie in duisende ramme nie. Maar ons dink, ek gaan kerk toe, ek lees my Bybel, ek gee my bydra, ek help met projekte, ek doen my deel. En dan iewers binne ons sluip die gedagte in, nou is my saak met God weer reg. Nou skuld God my iets. Nou moet dit mos goed gaan met my. Ja, solank ek elke Sondag in die kerk was, kan ek maar in die week doen wat ek wil. Solank my kerkdinge reg is, dan is alles verder reg. Maar dit is nie goed vir die Here nie. En daarom antwoord hy, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Let op die aanspreekvorm, mens. Nie Israel nie, nie my volk nie, maar mens. Mens, jy dink verkeerd oor wat vir die Here goed is. En met die aanspreekvorm word ons kleinheid, ons nietigheid beklemtoon teenoor die almag van God. Mens, nie wat jy dink is goed nie, want jy kan nie iets goeds uitdink nie. Jy wil offers bring. Jy wil deur uiterlike handeling God beïndruk. Jy dink jy weet wat goed is. Jy dink jy kan besluit wat God tevrede sal stel. Maar mens, die Here het reeds aan jou bekend gemaak wat goed is. En daardie goed gaan nie oor groot offers nie.
Dit gaan oor 'n veranderde hart en 'n veranderde lewe. God vra nie in die eerste plek iets van jou nie, hy vra jouself. Jy kan hom nie verander deur te doen wat jy dink goed is nie. Nee, God hoef nie te verander nie. Hy het reeds sy liefde en trou bewys. Die fout lê by ons. Ons moet verander. Ons moet luister. Ons moet gehoorsaam wees. Broers en susters, gehoorsaamheid sluit natuurlik eredienste, Bybelstudie en bydraes in. Maar sonder die regte gesindheid is dit net vormgodsdiens. Is dit leeg en niks anders as skyngeloof nie. Jy moet nie aangespreek word oor kerkbywoning of bydraes nie. Verlede Sondag was hier die kerk stampvol. Waar is die lidmate vandag? Jy moet nie gesmeek word om jou naam op te skryf onder 'n diensgroep nie. Nee, dit moet 'n gesindheid van jou hart wees. Dit moet jou dankbare gehoorsaamheid wees. Maar goed, wat is dan goed in die oë van die Here? Die oorkoepelende antwoord is, dit wat die Here bekend gemaak het, is goed. En dan die woord goed word hier nie bloot gebruik tussen reg en verkeerd nie. Goed verwys hier na die Here se eie goeie dade. Dit wat hy self vir sy volk gedoen het. Alles wat hy sopas weer aan hulle bekend gemaak het. Dit gaan oor sy reddende optrede, oor alles wat hy gedoen het vir sy volk. En die volk het God se reddingsdade geken. Dis van geslag tot geslag oorvertel. Dis neergeskryf en dit is met hulle eie oë gesien. Daar is dus geen rede of verskoning dat hulle nie weet wat goed is nie. Broers en susters, ons moet dit self onthou. En ons moet dit aan ons kinders oordra, sodat hulle ook kan weet wie God is en wat hy gedoen het. Wanneer ons leef uit hierdie herinnering, verdwyn geestelike traagheid en oppervlakkigheid. Dan verdwyn 'n skyngeloof en skynheiligheid. Dan bly ons verhouding met die Here lewend. Die Here het tog vir ons ook gewys wat goed is. Hy het sy liefde en redding duidelik geopenbaar, veral daar aan die kruis van Golgotha. Daar sien ons op die duidelikste manier wat goed beteken. Daar het hy uit liefde opgetree tot redding van sy kinders. En daarmee moet ons besig wees. Dit oordink elke dag van ons lewens, nie net op Sondag nie, elke dag van ons lewens. Ja, ons kan so maklik 'n skeiding maak tussen ons geloofslewe en ons alledaagse bestaan. Maar dit mag nie. As ons die Here se regverdige en genadige dade ken en onthou, sal geestelike louheid en skynheiligheid plek maak vir 'n lewe waar ons in alles God dien en eer. Ja, toegewyd aan hom leef. Wanneer ons besef hoe groot God se genade is, hoe diep sy liefde strek, dan sien ons ons eie kleinheid en skuld raak. Dan groei daar die begeerte om uit dankbaarheid vir God te leef. Ja, die Here vra nie dat ons hom met kosbare offers moet probeer betaal, of ons versoening moet koop nie. Nee, hy het self versoening bewerk. Wat hy wel vra, is om soos sy kind te leef. En hy vra nie ingewikkelde dinge nie. Hy vra dat ons reg sal optree, liefde sal bewys en bedagsaam voor hom sal wandel. En die Here vra dit en hy kan dit vra omdat dit weerspieël wie hy self is. Ja, in sy verhouding met sy volk het hy altyd liefde en trou getoon. Sy optrede word gekenmerk deur genade en getrouheid. Daarom moet daar dieselfde gesindheid ook by ons sigbaar wees. Ons liefde is nie 'n betaling
vir sy liefde nie, maar 'n antwoord daarop. Dis 'n reaksie van dankbaarheid. Hy wil hê dat die liefde wat ons van hom ontvang het, deur ons ook na ander moet uitgaan. En dit is om reg te laat geskied en liefde en trou te bewys. Broers en susters, hierdie woorde kan ons terneergedruk laat voel. Want wie van ons kan sê dat ons altyd goed doen, die reg te laat geskied, altyd liefde te bewys en altyd nederig en in bedagsaamheid te wandel? God vra hierdie dinge nie om ons te breek nie, maar as antwoord op sy genade. Hy het eerste sy goeie dade bekend gemaak. Hy het eerste verlos. Hy het eerste lief gehad. Ja, en in die volheid van die tyd het hy sy seun gegee. Aan die kruis het hy die volmaakte reg laat geskied. Daar het liefde en geregtigheid mekaar ontmoet. Daar het hy die straf vir ons onreg gedra. Daarom bring ons nie duisende ramme nie. Ons bring nie ons eersgeborenes nie. Nee, God self het sy eniggeborene seun gegee. Ons leef nie om God om te koop nie. Ons leef uit dankbaarheid. Ons gehoorsaamheid is antwoord, nie betalinge nie. Broer en suster, het jou godsdienst dalk 'n gewoonte geraak? Doen jy net genoeg om jou gewete te sus? Doen jy dalk dinge om van die Here af iets terug te ontvang? Wil jy sy genade koop? Dan roep die Here ons terug. Onthou wat ek gedoen het. Onthou Golgotha. Onthou my genade. Laat jou lewe daarom 'n eenheid wees. Nie 'n skeiding tussen Sondag en Maandag nie, maar 'n lewe wat in alles aan God behoort. Broer en suster, laat reg geskied. Bewys liefde en trou, wandel bedagsaam met God. Wees hom gehoorsaam. Met jou oë gefestig op wat Christus vir jou gedoen het. Want dit is wat goed is. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Here, weer eens sien ons uit u woord hoe ver ons tekort skiet. Daarom kom ons na u toe en ons vra vir u om ons te help, om ons by te staan, om ons te lei deur u woord en u gees, sodat ons kan doen wat vir u goed is. Here, soos ons nou ook gehoor het, dit is nie moeilik nie. Maar die Satan loop hier rond om te kyk wie hy kan verslind. So hy verlei ons met elke liewe dingetjie. En daarom vra ons u om ons te hulp te kom. Dat ons standvastig sal wees, dat ons sal volhard in die geloof, en dat ons sal ook skeiding maak tussen reg en verkeerd. Ja, tussen u wil en die verleidings van die Satan. Dat ons ook waarlik kan doen wat vir u goed is. Here, ons kan dit net doen as ons luister na u woord. Dat ons, as ons luister na die invluistering van u gees. Laat ons daarom nie twyfel nie. Laat ons dadelik ook weet wat vir u welbehaaglik is. Here, hou elkeen van ons individueel vas. U weet van elke beproewing waardeur ons persoonlik gaan. Ja, u ken die verborgde dieptes van ons harte.
Wil U ons deur ons beproewinge vashou. En ook gee dat ons daardeur sal groei in ons geloof, net nader en nader aan U. Nou Here, as dit U tyd is, gee dan ook vir ons uitkoms. Maak ons lankmoedig terwyl ons wag vir U uitkoms. Ja, dit is baie keer soveel anders as wat ons dink dit moet wees. En dit kom ook op ander tye as wat ons graag wil hê. Maar laat ons daarin berus en U genade ook daarin raak sien. Maar so ook ons as 'n gemeente, as geheel. Die besluite wat ons sal neem, dit wat ons aanpak, ook sal wees volgens U wil. Want dan weet ons ook dat U seënende hand daarop sal rus. Ja, Here, dat ons, elkeen persoonlik, maar ons as gemeente, nie een tree in hierdie wêreld gee, as dit sonder U is nie. Here, ons weet dat ons niks hiervan verdien nie. Maar tog kan ons tot U nader. Omdat die soenverdienste van U seun aan die kruis dit vir ons moontlik maak. En daarom bid ons al hierdie dinge alleen maar in die naam van U seun, ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 25, daarvan verse 5 en 6. Verhef je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Iedereen, goeiemôre broers en susters, welkom ook aan die besoekers wat vandag hier by ons is. Dis welkom om na die tyd ook saam met ons tee te drink. Net die volgende afkondigings, baie geluk aan die lidmate wat hierdie week verjaar, die 17de Huislie Meis, 18de Carmen van die Kerk, 19de Monica Terblanche. Al hierdie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag, mag die Here sy seën en hand vir nog baie jare oor julle hou.
Môre aand is FNA-vergadering. Ons Bybelstudie weer so 10:00 se kant na die tee. Dan vra ons weer dat u die name maar by die diensgroepe opskryf, daar waar u voel u die gawes, om ook diensbaar te wees in God se koninkryk. Dan is daar nog heelwat almanakke, dis die Gereformeerde Kerk almanakke, die met die dagstukkies in, beskikbaar, is teen R140, kan dit in die konsistorie kry. En dan weer 'n herinnering aan die musiekmalligheid, dis die 27ste Maart, kaartjies beskikbaar by Christine, en as daar nog iemand is wat wil help as gasvrou vir die aand, of wat noem mens dit? Dis gasvrou. Dan kan jy die name nog opskryf op die lysie. Baie dankie vir die wat alreeds dit gedoen het. En dan baie welkom aan die van die kerkfamilie, Jacobus Lukas van die kerk, en Drina van die kerk, dooplidmaat Nadia van die kerk, en dan ook die ouma, daar's dan die Fransie, Francis en Drina van der Merwe. Die van die kerk het ons bewys van lidmaatskap van NG Kerk Brenters gekry, en dan die Fransiesin van die hervormde kerk van Chrissiesmeer. Baie welkom hier by ons, en ons weet dat julle al reeds tuis voel, en mag julle die mooi gawes wat julle gekry het, ook in diens van God se koninkryk hier in Brakpan gebruik. Baie welkom hier by ons. Baie lekker week vir julle elkeen. Ekskuus, ek sien vir Chris volgende hier. Chris se vader is so my 2 weke gelede oorlede. Maar Chris en ook die hele familie, ons bid die troos van die Here vir julle toe. Op die ou end is dit ook net die Here wat kan vertroos. Baie sterkte vir julle.